Your voice in paradise. It's a Wednesday morning. And you know what happens on a Wednesday? It's a word in wisdom. That is what we do. And with us in studio, we are joined by Berenice Kogana. Berenice, hartelijk goeiemôre. En welkom hier. Goeiemôre Sebas. Goeiemôre al ons luisteraars van Rise and Shine. Dis 'n voorreg vir my om vanoggend weer hier te wees. En 'n bietjie snerpend vanoggend, is 'n bietjie in die koue gegaan. Dis koud Sebas. Ek moes my jersey uithaal. Dis winter. Winter is aan die kom, ja, winter is aan die kom. Nou, wat kan ons verwag vanoggend van Berenice Kogana? Sebas, vanoggend was nogal vir my moeilik om die boodskap voor te berei. Ek wil vanoggend praat oor vulnerability. En hierdie spesifieke week en hierdie tyd waar ons in is as Christene, waar ons net weer herinner word van die kruisiging van Jesus Christus, ons koning en ons verlosser. Wil ek ons vat na Johannes 20, waar Jesus na die opstanding verskyn hy aan sy disippels, aan sy close group, verskyn hy in 'n vertrek en hy sê vir hulle vrede vir julle en hy wys vir hulle sy hande en hy wys vir hulle sy sy. Hy wys vir hulle die wonde, die letsel in sy hande en die wonde in sy sy. En ek vra vir myself of Jesus Christus wat die koning is, soveel ander goed gehad wat hy kon wys, maar hy verkies om sy wonde te wys. En die Heilige Gees lei ons vanoggend en daar's so baie wat ons kan vat uit hierdie boodskap uit, maar spesifiek wat die Heilige Gees wil hê wat ek moet deel vanoggend is dat Jesus kom wys vir ons dat dit is oukei om jou wonde te wys. Ja. Dit is oukei om jou letsels te wys. In 'n wêreld waar alles so perfek moet wees en almal wil perfek voorkom en daar word filters gesit om jou perfek te laat blyk en te lyk asof you have arrived, kom Jesus en hy kom wys vir ons vanoggend dat dit is oukei om jou wonde te wys. Om jou wonde te wys en jou letsels te wys veroorsaak dat jy healing kry, jy kry genesing en jy kry bevryding wanneer jy jou wonde wys. Baie van die emosies wat mense deurgang en die mental sickness waaronder mense gebuk is, die depressie waaronder mense leef, is as gevolg van versteekte wonde. Is as gevolg van hulle moet hulle wonde en hulle seer so diep wegsteek dat hulle nie eers meer weet wie hulle is nie. Ja. En ek wil vanoggend vir ons nooi om vulnerable te raak. Om vulnerable te raak en ons wonde te begin wys. Maar baie belangrik wat Jesus hier doen is, hy wys die wonde in 'n vertrek, in 'n close intimiteite vertrek, wys hy sy wonde. Maak dit persoonlik. Dit is belangrik. Jesus het nie opgestaan en op die straat, op die hoek van die straat gestaan en vir almal gewys, hier is my seer, hier is my wonde, hier is my letsels nie. Jesus is in 'n vertrek in waar hy intiem kon sy letsels wys. En Facebook is nie 'n plek waar ons wonde kan wys nie. Ons moet 'n plek kry. Social media is nie 'n plek waar ons wonde kan wys nie. Ons moet 'n plek kry waar ek weet ek is veilig. 'n Vriendin waarvoor ek kan sit en sê, dit is my seer, dit is my skaamte, dit is my vernedering en jou wonde wys. Ons moet byvoorbeeld jou pastoor kry en jou wonde wys. Ons moet die moed het om 'n beraader te gaan sien, in 'n vertrek in te gaan en jou wonde te wys. Ek kan getuig dat my genesing het nie in die publiek gebeur nie. My genesing en my bevryding het nie in die publiek gebeur nie. Dit het gebeur in 'n intimiteit, in 'n vertrek met 'n beraader waar ek veilig gevoel het om my wonde te wys. En dit is hoe ek genesing en bevryding gekry het. Want baie keer is mens genees, maar jy's nog nie bevry nie. Want jy loop met die skaamte van dit wat gebeur het met jou, loop jy nog oor jou. En ek wil vanoggend ons uitnooi om 'n plek te kry waar jy jou wonde te wys. Om die masker af te haal en te wys, dit is my wonde. En deur dit genesing te kry. Jesus het gesterf vir jou genesing. Jesus het gesterf sodat jy in vrede kan leef en in bevryding kan leef. So vanoggend kom ons volg die voorbeeld van Jesus en ons kry 'n intimiteit
waar ons wonde kan wys. En ek wil ons luisteraars uitnooi, as jy nie weet wie om te kontak of waar om jou wonde te wys nie, kan jy met my kontak maak. As ek nie self met jou kan gesels nie, sal ek vir jou verwys na iemand. Maar dit is baie belangrik dat jy genees word. Jesus wil jou 'n geneesde persoon op aarde hê. Oh, baie pragtig, baie pragtig. Berenice, 'n baie insiggewende woord vanoggend. Waardeer jou man, waardeer jou, baie dankie. Dis